Ek is baie dankbaar dat die Here dit gedoen het en luister asseblief wat ek sê. Die Here verwag van ons eenheid, unity. En kom ons almal staan saam met lofprysing en aanbidding. Moenie een stil bly terwyl die ander ene sing nie, tensy jy nou regtig in aanbidding is. Kom ons almal sing saam en as ons lig ons hande saam op en ons prys wanneer dit prys, kom ons almal doen dit saam, okay? En al sê ek sê gewoon daaraan nie, dit vat niks vir jou om iets gewoon te raak nie. Asseblief, plus, dit is in die woord is daar verskil. Ek sal weer 'n preek doen oor verskillende maniere van lofprysing en aanbidding, maar ons moet saam staan. Ek weet julle kom uit verskillende agtergronde uit, julle kom uit alles uit, maar asseblief mense, kom ons staan saam met lofprysing en aanbidding en in elke ander opsig, selfs wanneer dit kom by wanneer ons dinge wil aanvat wat ons wil doen daar buite. Soos byvoorbeeld, ek sal graag saam met julle wil laat ons saam uitreik. Maar ek wil hê ons moet as gemeente saam uitreik. Nou, dit gaan ons doen as die Here dit toelaat vir ons. As die dalk nog tyd is, niemand van ons weet, verstaan julle wat ek bedoel? So, maar dan doen ons dit saam. We must stand together. We must work together. Want wat doen ons as kerk saam? Ek bedoel nie individueel nie. Ek praat van kerk saam daar buite vir die koninkryk van God. Verstaan julle wat ek bedoel? Let's do it. Amen. Verstaan julle? Jy sien wat ek bedoel? Let's do it. Amen. Amen. So kom ons doen dit net, kom ons gaan uit en ons doen wat die Here Jesus ons beveel het en dit gaan Sondag, wat ons baie gedoen het is, Sondag na kerk, dan gaan ons op uitreike, dan gaan ons baie keer, so vraag vir Maritza, Sondag aande na kerk, Sondag aande begin die diens om 6:00 en eindig ons omtrent 8:00, ons het nooit gewoonlik minder as 2 ure diens gehad nie, dan na die tyd, dan gaan ons, dan ry ons 50 kilos weg van die gemeente waar ons was, waar die groot dorp is, dan gaan ry ons uit in die aand, op Sondag aande. Amen. Ek wil ons moet dit net weer doen. Ons moet almal saam, ek weet ek is nou by ander gemeente, maar asseblief, kom ons doen dit saam. Is dit reg so? Amen. Yes, amen. Ok, geliefdes, kom ons maak oop by die boek van Levitikus en ons gaan lees daar saam uit Levitikus hoofstuk 2 uit. Levitikus en die 2de hoofstuk. As jy Bybel het, ek hoop jy Bybel saamgebring, gaan na die boek van Levitikus toe en die 2de hoofstuk. Ek wil graag vanmôre praat oor die soutverbond en ook verbonde oor die algemeen in God se woord. In die verlede het ek al aan hierdie onderwerpe geraak, aan hierdie onderwerp van die soutverbond. Maar net soos wat jy al 1 of 2 of 3 keer in jou lewe vleis geëet het, wie van julle het al meer as 3 keer vleis in jou lewe geëet, né? Okay, sodoende moet ons die woord van die Here aanhoudend bestudeer. So sê jy het al oor iets gepreek, ek kan nie genoeg daaroor preek, wat ook al het is nie, because we need to be saturated with the word of God. Ons moet gevul wees met die woord van God, en ons moet dit verstaan. Ons moet dit verstaan. Nou, ek wil graag vanmôre praat oor die soutverbond, en wat die betekenisse is, want in die verlede het ek nie die betekenisse rondom dit genoem nie. Nou kom ons lees daar in Levitikus, die 2de hoofstuk, en ons lees daar, en jy moet al jou spysoffers met sout berei, sê bietjie sout. En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond, sê saam met my, sout van die verbond. Sout van die verbond. Ok, so hy sê, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. Wat sê die Here? By al jou offers.
moet jy sout bring. So wat die Israeliete gedoen het, is wanneer hulle aan die Here natuurlik 'n offer gebring het, en daar was 'n spysoffer aan die Here, en enige ander offer wat hulle aan die Here gebring het, die een ding wat by elke offer moes gewees het, was dat daar moes sout gewees het. Hoekom moes daar sout gewees het? En vanmôre wil ek graag 'n bietjie daaroor praat, maar dink net vir 'n oomblik daaraan. Daar's 5 hoofoffers wat in die 5 hoofoffers van Levitikus, maar daar's baie ander offers, en daar's gereelde offers wat gebring word. Ten minste 2 keer 'n dag van die Levitiese kant af, wat hulle in die oggende moes geoffer het op die brandofferaltaar, offer aan die brand gesteek het, en aan die aand op die Sabbat moet jy dit verdubbel. Plus dan is daar klomp ander offers. Hierdie ou bring sy offer aan die Here, daai ou bring sy offer aan die Here, hierdie ou bring, hy het gesondig, hy bring sy offer aan die Here. Daar's baie offers wat dink dit aan daar word gesê dat daar was oor die biljoen diere geoffer gewees onder die Levitiese systeem. Dit is wat die geskiedenis ouens vir ons sê. Daar's oor die biljoen. Dink aan ek weet nie hoeveel liter bloed is dit, wat gebring was nie. En op om te dink daarvoor, dink het aan hierdie miljoene liters bloed wat gevloei het. Kon nie een van of kon hy miljoene bloed nie sondes weggewas het nie. Dit kon die sondes slegs bedek het vir 'n tyd. Maar een bloeddruppel van Jesus Christus het sondes weggewas. En Jesus het al sy bloed gestort, en dit is hier waar julle gewoonlik die Here loof en prys, soos ek nou gesê het, ek moet nog gewoond raak aan julle. Dis wat julle sê, prys die Here! Okay. Levitikus 2:13. Hy sê dat as 'n spysoffer, en die sout van die verbond mag nie ontbreek word nie. By al jou offers moet jy sout bring. Nou, om dit te verstaan, moet ek die volgende sê, dat in die antieke naby Oosterse konteks was sout 'n simbool van verskeie dinge gewees. Julle moet een ding verstaan, en die wat die taboe reeks volg, weet van hierdie dinge, dat Israel was deel van die antieke naby, ons noem dit die Ancient Near Eastern context. Hulle was deel van die antieke naby Oosters, ek weet nie wat die regte woord, Ancient Near Eastern worldview. Daar was klomp volke om hulle gewees. Met ander woorde, daar was die Assiriërs, die Babyloniërs ensovoorts. Almal was om hulle, die Amalekiete, die dit en dit was almal om hulle gewees. En daai verskillende volke het almal natuurlik het ook sout 'n belangrike rol in hulle offers gespeel, maar in daai afgodsoffers het dit 'n belangrike rol gespeel. Maar Israel, wat deel was van die antieke naby Oosterse konteks, was sout, het dit 'n paar simbole gedra. En ek gaan nou daaroor praat, net wat dit beteken het. Sout in die eerste plek was 'n simbool van reinheid. Dit was 'n simbool van reinheid. Dink 'n bietjie daaraan. Is dit nie so dat die Here sê by al jou offers moet daar sout wees, maar Jesus kom later en hy sê julle is die sout van die aarde. Amen. En hy sê inteendeel julle moet sout in julle hê, sê die Here Jesus. Maar as die sout laf geword het, wat dien dit nou? So Jesus sê, julle moet sout in julle hê. Jy sien, jy sal nie dit verstaan. Die disippels het onmiddellik verstaan waaroor Jesus gepraat het, hoekom Jesus oor sout gepraat. Vir wat het Jesus sout gebruik? Ja, ons ken sout op een of twee maniere, maar die disippels het presies geweet wat die sout se betekenis is, want dit was deel van die naby antieke Oosterse konteks gewees, waarvan Israel deel gevorm het. Dat sout was in die eerste plek 'n simbool van reinheid. 'n simbool van reinheid. Wie van julle, toe julle groot geword het jou ma, as jy seer gekry het,
het sy, daai tyd was daar nie Dettol altyd, wat het sy gedoen? Sy het soutwater gebruik. Is dit so? Okay. Het hulle soutwater gebruik? Wat het gebeur as jy net so diep, net so diep en net so lang merk op jou arm het en jy het die voorreg gehad om een keer die see in jou lewe te sien? Dan was het ook jy die see van daar af gehaat. Want wat het jou ma vir jou gesê? Gaan speel in die see. Hoekom? Want die see soutwater brand al. Is dit nie so nie? Sien jy waar kom baie van ons goed vandaan? Jy sien ons is met daai goeders, my ma, in daai tyd was daar nie geld vir luxuries. Daar was sout gebruik om sekere goeders te doen. Sout is 'n teken van reinheid natuurlik. Ook in die tweede plek is sout 'n teken van, en ek moet dit in Afrikaans kry, van preservation, van bewaring. Sout is 'n teken, of nie net 'n teken nie, dit help met bewaring. Met preservation is die Afrikaans, is die Engelse woord. Byvoorbeeld, as jy 'n biltong maak, wat is die belangrikste ding wat op daai biltong moet gaan? Nee, nie die geel vet nie. Wat is die heel belangrikste wat op daai biltong moet gaan? Is sout. Hoekom? Wat doen die sout? Dit preserveer hom. Dit trek goed uit en dit preserveer hom. En selfs die speserye, die spices wat jy opgooi, het sout binnekant. Dit preserveer, it preserves the meat from being rotten. Verstaan julle dit? Dit preserveer. As jy 'n bok geskiet het, of as jy nou 'n skaap geslag het, of wat ook al, en jy het die vel, as ons gaan jag het in die verlede, dan, en ek sê, ek wil die vel hê, dan moet daai vel, as jy hom afhaal, moet hy onmiddellik sout opkry. Hoekom? Want dit preserveer. Amen. Verstaan julle dit? So, en nou verstaan ons ook hoekom Jesus sê, julle is die sout van die aarde. Wanneer sout verwyder word uit 'n groep, kom ek vat dit, maak dit prakties. Jy wat 'n kind van die Here is, as jy nou regtig die Here Jesus liefhet en jy volg die Here Jesus, en jy staan by sekere mense, dan as jy daar instap, dan gebruik hulle sekere woorde nie en hulle tree op 'n sekere manier op. Ek vat net 'n voorbeeld. Dan verloor hulle sekere woorde om te sê ensovoorts, maar as jy weg is, dan sal hulle weer terug na hulle verrotte staat toe. Verstaan julle dit? Hoekom? Want nou dink dit as die wegraping moet plaasvind, hoeveel verrotting gaan daar plaasvind? Amen. In die derde plek is sout ook blywend. Sout is blywend. Nou, in die antieke naby Oosterse konteks, was verbondsmaaltye, en julle moet op die dit let wat ek sê, verbondsmaaltye. Jy sien, wat die konings gedoen het van daardie tyd, en selfs ander mense wat verbonde gesluit het, hulle het 'n maaltyd gehou, dan jy kom sit aan die koningse tafel, of as jy net saam met jou vriende het jy 'n verbondsmaaltyd gehou, en dan was sout gebruik gewees, dan het jy van daai persoon, kom ons sê nou, ek gaan eet by wie ook al, dan vat ek van daai persoon se sout, en ek gooi dit op my kos, en hy vat sout, en hy gooi dit op sy kos, dan sê ek sal jou nie seermaak nie, want ek het van jou sout geëet. Maak dit sin? Ek het van jou sout geëet. Dit het gedien as 'n verbond van ewige vriendskap, enduring friendship en loyaliteit. Nou, hulle sou gesê het, we've eaten salt together, meaning entering into a building and a faithful relationship. So, wanneer God se mense hierdie verbond moes nagekom het en hierdie sout moes gebring het, en dit beteken dat ek tree toe tot die verbond van God, dat ek sal die Here gehoorsaam. Dis wat dit beteken het. So, hoor wat sê die Here in 2 Kronieke 13 daar in vers 5. Die Here spreek en hy sê, behoort julle nie te weet dat die Here, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid
vir ewig gegee het nie. Jy sien, die Here het met Dawid 'n verbond gesluit en die Here het vir Dawid die koningskap gegee vir ewig, sê die Here. En hy sê, ek gaan weer vers 5 lees. Behoort julle nie te weet dat die Here, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het aan hom en sy seuns as 'n soutverbond nie. So wat sê die Here? Die Here sê, ek het met Dawid in die verbond getree. Nou dis die Here wat spreek en hy sê, ek het met Dawid my knegt, my getroue knegt, het ek in die verbond getree en ek het met hom 'n soutverbond gesluit. Nou om dit makliker te verstaan, geliefdes, moet ek die volgende met julle deel. Julle het nou al 'n paar dinge gehoor wat ek gesê het van die betekenis van die soutverbond ensovoorts, maar om dit vir julle prakties te maak, wil ek die volgende voorbeelde gebruik, en ek het nie notas hiervan nie, ek gaan dit sommer net noem, soos wat ons aangaan, is dat in die antieke tyd, tydens die Romeinse, toe die Romeinse soldate, hulle het 'n sakkie by hulle gehad, iewers het hulle by hulle 'n sakkie gehad met sout in. Julle moet ook onthou en verstaan dat in eeue, in millenniums heen, was mense betaal gewees in sout. As ons nou deur die tyd, was daar betaling gewees in sout, want sout was gesien as iets hoogs, jy weet, dit was waardevol gewees. Maar die Romeinse soldate het sout by hulle gedra, en wat hulle gedoen het, is hulle sou, kom ons sê nou byvoorbeeld, ek en hierdie ou, ons sê nou vir mekaar, okay, luister nie, I've got your back, you've got my back. Dan sou ek, want onthou, 'n Romeinse soldaat se diensplig, luister nou hierna, 'n Romeinse soldaat se diensplig is 25 jaar. Okay, in Israel is die manlike diensplig van 3 jaar, die vroue 2 jaar, diensplig, moet, anders gaan jy tronk toe. Okay, 2 jaar en 3 jaar. Suid-Afrika, daai tyd was dit 2 jaar, onthou julle? En die Romeinse diensplig 25 jaar. Okay, so jy wou sê, en jy gaan gereeld uit vir oorlog, want die keiser wat van sy kop af is, want he's drunk with power, and he's drunk with just dreaming to conquer the whole world, en ek moet vir hom gaan weg. As ek nie doen nie, dan word ek ontdoof. Ek moet my diensplig, en in die Romeinse tyd het nie Romeinse soldate toegesluit nie. Hulle het vir jou gesê, bye bye, en dan waai jou kop. So wat gebeur het is, dan ek vir my vriende, vir my mense gesê, vir my vriend, luister die, I've got your back, you've got my back. Dan het ek my sout gevat, en hy het sy sout gevat, en ek het van my sout, en hy het van sy sout, in 'n aparte sakkie gegooi, en dit geskit, en gesê, as jy jou sout van my sout kan skei, dan is my loyaliteit van jou geskei. Wat beteken dit kan nie gebeur nie? Verstaan julle dit? En so het sout, was dit die begin van die teken van 'n verbond. Ons kom nou by verbonde uit, was dit 'n verbond gewees. Later het dit gedien in huwelike. Wat hulle gedoen het, is die bruid en die bruidegom het hulle sout in mekaar se sakkies gegooi, of hulle sou dit ook in 'n derde sakkie of in 'n potjie gegooi het. The bride, as die bruid haar sout in die potjie gegooi het, dan sou die bruidegom sy sout ook in 'n potjie gegooi het, dan sou hulle dit geskit het, en dan sou hulle dit in die wind gestrooi het, en die wind sou die sout weggedraai het, en dit sou oor die veld gelê het, en dan het hulle vir mekaar gesê, die dag as jy jou sout kan optel, en ek al my sout kan optel, is wanneer hierdie verbond verby is. Is dit nie amazing nie? Met ander woorde, ek tree met jou in 'n ewige verbond. Geliefdes, dit is hoe die huwelik veronderstel is om te wees, maar ongelukkig, ons leef in 'n kitstyd, ons leef in 'n gemaklike tyd, ons leef in 'n tyd waar mense, alles wat ons vandag het is kontrakte, dis
kontraktueel, alles is kontrakte. Jy het 'n kontrak vir as jy 'n kar koop, jy het 'n kontrak as jy 'n huis koop, jy het 'n kontrak vir as jy banke, jou furniture, as jy wil jou furniture, het jy kontrakte voor, daar's kontrakte, as jy gaan werk aansoek doen is daar kontrak, as jy dit doen is daar vir alles is daar kontrakte vandag, en so doen mense vandag wanneer hulle in die huwelik tree, dink hulle, dit is 'n kontrak, maar dis nie 'n kontrak nie, dis 'n verbond. 'n verbond is vir ewig, en dit het sekere kondisies, en jy sê ja en amen daarop, of jy is nie deel van dit nie. Huwelike vandag is byvoorbeeld so, 'n huwelik is 'n verbond en nie 'n kontrak nie. Huwelik sê ons, dis hoekom as ek mense trou en dan vra ek vir, dan gaan ek deur die trouformulier, dan sê ek en neem jy haar, neem jy hom tot die dood, en riches and poor en al daai goeders tot die dood ons skei, want dis wat die woord van die Here sê, die dood skei, dan, okay, so, tot die dood ons skei, want dit is die verbond, maar vandag mense hanteer huwelike soos kontrakte, jy weet, en dit is nie hoe die Here dit wou gehad het nie. Nou kom ons kyk net vinnig na kontrakte, verbonde in die Bybel, en hiermee gaan ek volstaan. Verbonde in die Bybel, dink bietjie aan die eerste, van die begin, ek het al in 'n vorige sessie deur al die verbonde gegaan, maar verbonde in die Bybel, dink bietjie aan Abraham, toe die Here met Abraham 'n verbond gesluit het. Wat het gebeur toe die Here 'n verbond met Abraham gesluit het? Dink bietjie baie mooi. Abraham het daai diere in die helfte gesny, en hulle karkaste teenoor mekaar gehang, onthou julle dit? Dink bietjie baie mooi. Abraham het daai karkaste teenoor mekaar gehang, en toe val daar 'n diepe slaap oor hom. En toe gaan daar 'n wat? 'n fakkel, 'n vuur deur daai karkaste. En die Here spreek met Abraham dat jou nageslag sal wees soos die sterre van die hemel. Mense, omdat ons verwyderd is van die antieke oosterse konteks waarin die Bybel deel from which we get the Bible. The Bible was written in ancient Near Eastern, with the ancient Near Eastern worldview in mind. Nou, ons verstaan nie wat daar gebeur het nie. Hier is so sterk wat daar gebeur het. Wat het die Here eintlik vir Abraham gesê? Want daai karkaste was teenoor mekaar gehang. Kom ek gebruik dit eers menslik, en dan gaan ek oor na wat die Here vir Abraham gesê het. As die mense, as in die vroeë tyd het hulle karkaste, deel van 'n verbond sluit, behalwe van die sluitverbond, het hulle diere se karkaste oopgesny en gehang teenoor mekaar. En dan sou die een party wat die verbond sluit met 'n ander koning, of albei partye, sou tussendeur daai karkaste geloop het. Dan sou hy gesê het, as ek my verbond wat ek vandag met jou sluit, nie nakom nie, mag dit met my gaan soos dit met hierdie karkaste gaan. Mag dit met my, met ander woorde, mag ek so gekloof is, mag ek sterf. Nou vir my en jou klink dit nou baie hard wat ek nou sê, maar gaan doen julle eie navorsing, soos ek altyd sê, wat die Here vir Abraham gesê het, is hierdie verbond, Abraham, wat ek met jou sluit. En die Here en Abraham hang die karkaste teenoor mekaar, en dan gaan 'n vuur deur die karkaste. En dat eers voels, onthou hulle die kraai het afgevlieg op die karkaste, dus moes Abraham dit eers wegjaag, dit het ook 'n betekenis. Maar toe sê hy, en toe gaan hy in 'n slaap in, toe sê die Here vir hom, toe gaan daar 'n vuur deur, toe sê die Here, jou nageslag sal wees soos die sterre van die hemel. Wat die Here daarvan gesê het is, en ek en jy verstaan dit baie mooi nie, die Here het gesê, en die fek, en het is hard om het, maar dis wat die Here vir hom gesê het, want dit is die tyd wat hulle dit in verstaan het, is, as ek my verbond nie met jou nakom nie, Abraham, dan mag het so met my gaan. En natuurlik, die Here is nie, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. Amen? Ander verbonde wat ons sien, ons baie, sien ons byvoorbeeld die Here sluit met Noag 'n verbond, en wat gebeur, en na die verbond, wat ek net wil sê is, daar's 'n teken met elke verbond. Wanneer jy die verbond sien met Abraham, het die Here vir hom 'n teken gegee. Wat was die teken van die verbond wat die Here vir Abraham gegee het?
Wat was die teken? Toe die Here vir hom sê, ek sluit hierdie verbond met jou. Wat is die teken daarvoor? Ja, dit wat ek nou gesê, dit was 'n teken gewees, maar wat was 'n teken wat in hulle nageslagte gevolg het? Wat die Here gesê het, dat as gevolg van my verbond met jou, is hierdie die teken in julle nageslagte. Is wat? Die besnydenis. So, vir elke verbond is daar ook 'n teken. Toe die Here met Noag 'n verbond gesluit het, was daar 'n teken. Wat se teken was dit? Die reënboog. Net so terloops, sien hulle hoe dat die LGBTQ daai ding vat. En hulle vat nie die ware reënboog nie. Die LGBTQ se reënboog het 6 kleure in, okay? Nie en elke kleur het 'n betekenis in die vlag van die LGBTQ, maar hulle tart God. Hulle ek moet net hier dit sê, want hulle sal sê ja, God het gesê, eintlik wat hulle sê is, baie van hulle weet nie eens hoekom hulle die vlag waai nie. Hulle weet nie eens hoekom hulle die vlag waai nie, maar hulle waai die vlag, want dit beteken LGBTQ. Wat hulle eintlik sê is, dat ons tart God, want God het gesê, hy sal die aarde nooit weer verwoes nie. So eintlik tart ons God, ons vat God op sy belofte op, hy het gesê, hy sal nooit weer die aarde verwoes met water nie, sal ek eerder sê, met water nie, nee? So hulle vat dit en hulle sê vir die Here dit. Maar hulle het vergeet om 2 Petrus 3 te lees, waar die Here die aarde die tweede keer verwoes met vuur. Okay. So, hulle vat ook net wat hulle wil, en hulle noem dit pride. Maar die ouens net voor Noag, het wat in hulle gehad? Pride. En nou vat hulle die vrag en hulle noem dit pride. En ons het nou elke jaar 'n Pride Month, of die wêreld het 'n Pride Month. Junie of Julie, ek weet nie wat een van die twee dit is nie. Is 'n hele maand van Pride. Okay, laat ek nie nou daar ingaan nie. Dan natuurlik kan jy aangaan met Dawid, en so kan ek aangaan. Daar was altyd 'n teken gewees. En wanneer ons mense trou vandag, wat is die teken van die verbond? Die ring. Die ring is die teken van die verbond. Maar Jesus het ook 'n verbond met ons gesluit. Hy het gesê dat julle moet toetree tot die verbond, waar elkeen wie my aanneem, en dan gaan Jesus aan, dan praat Jesus. En wat is die teken van die verbond wanneer 'n persoon tot redding kom tot vandag toe? Wat is die teken wat die Here Jesus gegee het? Wat is die teken van die verbond? Is die nagmaal. Hy het gesê, neem eet, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. Die nagmaal is die teken van die verbond. En dus gaan ons nou die nagmaal saam waardeer, en het hierdie boodskap vir julle iets beteken? Kom ons sluit ons oë.